Goeiedag vriende en familie. Ons is hier besig om hierdie wonderlike reeks van ons op te som en ons gaan dit probeer opsom met 3 woorde: sonde, verlossing en dankbaarheid. En in vandag wil ons stil staan by hoofstuk 1 tot 3 wat spesifiek fokus op sonde. Nou, wanneer ons moet mekaar saam dink oor die begrip van sonde, dan kan dit mos nou maklik oorgaan na maar is dit nou nodig dat ons in ons baie gespanne tyd nog so fikseer op sonde, en waarom is dit vir die kerk so belangrik om voortdurend oor sondes te praat? Ons het reeds genoeg spanning in ons lewe. Moenie nou nog ons verder belas nie. Wanneer ons teologies egter na hierdie sake kyk, dan moet ons vir onsself 2 duidelike parallelle trek. Die eerste daarvan is, wanneer ons gaan kyk na wat die straf was vir hierdie aksies wat ons as mense doen, dan het dit maar alleenlik die perfekte lam van God self geneem om op die mees gruisamste manier vermoor te word en einde vir ons sonde te boet. Dit aan die een kant. As dit die straf was, hoe erg is die oortreding? En wanneer ons praat van oortreding, dan is dit nie net in mense terme nie. Ons het gesondig teenoor heilige God. Van die begin af, Adam en Eva, Kain wat sy broer doodmaak, regdeur tot vandag. Elke vloekwoord, elke wellustige gedagte wat daar mag wees, elke vorm van moordgedagtes en dergelike optrede wat daar ook al mag wees in hemel en aarde, het vandag nog steeds betrekking dat ons sondig teenoor 'n heilige God, en 'n regverdige God kan nie anderster as om die sonde te wreek nie. Anders sou hy nie regverdig wees nie. En wanneer ons lees in Romeine, dan sien julle hoofstuk 1 wat vir ons sê daar is mense wat van die begin af hulle weet dat God daar is. Maar wanneer God sy straf in hierdie lewe gee, dan gee hy hulle oor aan hulle begeertes. Hy gee hulle totaal oor. Natuurlik, hoofstuk 2 kan dit mos nou wees lekker. Weet, ons ten minste is heilig. Ons is op 'n goeie plek, nie ons nie. Hoofstuk 2 maak dit baie duidelik. En wie is jy, o mens? Met ander woorde, nie net ander mense nie. Ek ook maar. Ek ook. En wanneer ons lees in hoofstuk 3, daai welbekende niemand is regverdig nie, nie een nie. Die rede hoekom ons hierdie vandag op hierdie donker plek begin, familie, as jy nie besef hoe groot jou sondelas is nie, as jy nie besef hoe erg dit is, dat dit 'n ewige dood verwag, dan sal jy nooit waardeer wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis nie. Jy sal nooit in volle begryp wat die prys is wat hy betaal. Jy sal nooit in volle dit omarm om te sê, Here, my God, ek waardeer vir u. My hele lewe kan ek nie anders as om u te dank vir wat u gedoen het. En met daai gedagtes wil ons nou saam bid. Here Jesus, vir elke oortreding wat ons teenoor u gepleeg het, Here, vir elke vorm van sondigheid, Here, elke keer wat ons teen u gelaster het, vir elke vorm van rebellie teenoor u, vir elke keer, Here, wat ons in opstanding teenoor u gestaan het, waar ons die sonde gekies het bo u heilige naam. Vir elke keer wanneer ons 'n afgod van onsself gemaak het en wanneer dit oor ons en ons eie begeertes en behoeftes gegaan het en nie oor God nie. Here, daaroor wil ons vandag ons harte skeer. Ons betreur dit, Here. Ons betreur die feit dat ons, Here, soveel keer in totale rebellie teenoor u staan. Wees ons genadig, Here, ontferm u oor ons. Here Jesus, sien ons in ons ellende tog raak. Vader, kyk asseblief deur Christus Jesus na ons. En dan wil ek vir u vra, Here, was ons skoon van 'n menigte sondes. Reinig ons tot 'n skoon gewete. Sien ons toe weer as u kinders. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.